Goeiedag, Theo Venter. Ek is die burgemeesterskandidaat vir JB Marks in die 2026 plaaslike regeringsverkiesing en ons het 'n reeks gesprekke wat ons voer met al die DA-lede wat tans in die JB Marks munisipaliteit dien. En vandag is dit my voorreg om met Werner van Onselen te praat. Werner, ek is baie bly ons kan 'n bietjie 'n gesprek voer. Wil jy my nie asseblief vertel in watter wijk dien jy tans? En miskien wat is die oorhoofse probleme wat jy beleef of ervaar in die wijk? Môre toe, baie dankie vir die tyd om hier te kan wees. Ja, so ek tans wijk 23 raadsit, dit behels van Rolfpark, Ou Bailey Park, Dam-Area, Mooivlei Park. Ja, ons grootste probleem op die stadium is elektrisiteit infrastruktuur wat val. Dit affekteer die inwoners verskriklik baie en gereeld deesdae. En dan water. Ons het 'n groot waterkrisis en rioolstorting wat gedurig oppop as gevolg van al die reën. So ons probeer aandag aan dit gee, maar die infrastruktuur huidiglik wat inwoners het is besig om te val en ons moet dit verander. Ek dink dit is een van die groot dinge wat hierdie volgende verkiesing ons die geleentheid bied, is om die huidige bestuur van die munisipaliteit te verander, ja. Nou in jou wijk lê Potchefstroom ook. Ek verstaan in die loop van verlede jaar het die vorige leier van die DA, John Steenhuisen, kom besoek aflê. Kan jy ons ook kortliks vertel wat julle daar gekry het en wat julle gesels het? Ja, so die dam is op die stadium 'n groot probleem vir die dorp, in die sin van die wanbestuur. Dit is 'n fasiliteit wat baie jare al kom vir die mense van Potchefstroom, waar inwoners naweke gaan om te gaan swem, en net te ontspan. Op die stadium is die dam nie op standaard nie. Dis die enigste 50 meter swembad in die Noordwes wat nog bestuurbaar is en gebruik word deur SA swem en provinsiale swem kompetisies. So die swembad is ook nie altyd op standaard, waar dan inwoners moet inklim en gaan kloor koop byvoorbeeld. Dis nou een van die goeters. So ons het vir John Steenhuisen uitgekry om 'n bietjie net te gaan wys wat sukkel ons mee en dat die munisipaliteit bietjie meer ag moet slaan op die probleem. Die munisipaliteit het na John se besoek ag geslaan en gesê hulle gaan 1.5 miljoen rand allokeer. Op die stadium kan ons nog nie vir jou sê uit wat se rekening uit dit betaal is en of dit betaal is nie. Die dam se agteruitgang is baie groot. Ons verloor 3 tot 4 miljoen rand per jaar by die dam op die stadium. Nou ek het 'n voeltjie oorvluit dat die nuwe leier van die DA wat sopas verkies is, ook op pad is hier na JB Marks. En ek dink ons sal maar weer daar gaan besoek aflê en net opvolg, want ek dink dis die heel belangrikste. Mens identifiseer probleme, maar dis die opvolg, die implementering en die oplos van die probleem. En terwyl ek daaroor praat, ek weet jy was betrokke by 'n app, 'n toep sê party in Afrikaans, waar 'n gewone lid van die publiek 'n probleem kan aanwys op sy selfoon, op sy slimfoon. En ek is baie opgewonde daaroor dat ons so 'n projek so vinnig as moontlik van die grond af moet kry. Maar volgens jou was ons al daar? Yes, ons was. So in 2019 het ons hierdie toep in die publiek in vrygestel onder die DA se bestuur of toetsperiode. Ons het hom vir 6 maande getoets in die Noordwes omdat Noordwes meeste ANC munisipaliteite is. Ons het toe gesien dat die munisipaliteite wil nie graag inkoop op die toep nie, want dan veroorsaak dit dat daar verantwoordbaarheid moet wees vir diens wat nie gelewer word nie. Toep was so slim gewees om as jy 'n proximity meter, sorry vir my Engels, maar dit is maar die coding taal, 'n proximity meter onder 'n pothol sit, kan hy bepaal of 5 of 10 mense dit gerapporteer het en dieselfde registrasie of verwysingsnommer gee. So ja, ons het die toep uitgerol. Dit het baie goed gaan die eerste paar weke. Inwoners het ingekoop in die toep in, maar ongelukkig die munisipaliteit ons geval, soos die dienslewering tans wat ons nou ook sien. Die munisipaliteit gee nie verantwoordbaarheid vir waar die geld heen gaan nie. Wel, dit is presies waarom hierdie veld genoem word. Kom ons maak JB Marks work. Let's make it work. Kom ons maak dit werk. En 'n toep is 'n absolute ideale instrument in so 'n proses om die koppeling te kry tussen wat die inwoners sien en beleef en wat hulle pla en hoe ons daarop kan reageer. En jy is heeltemal reg. As daar 'n terugvoer is en 'n verantwoordelikheid, dit is die soort van goed waarna ons kyk. Werner, baie dankie vir jou geleentheid. Ons sal, dink ek in die toekoms oor die toep 'n bietjie verder wil gesels en oor die dam ook.
Maar sterkte met die pad vorentoe en ek hoop dat jou loopbaan as 'n DA raadslid nog nuwe hoogtes sal bereik.